Kom, laat ons jubel voor die Heer, laat ons hom toesing, lof en eer die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbiedsgroet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nou nuwe vreugde in ons gewek het. Dis waarvoor ons hier by mekaar is vanoggend, om die Here te aanbid en te verheerlik. Ons doen dit voor die erediens saam met die sing van Psalm 95, die eerste 3 verse. Die Here seën op baie maniere, ook met nuwe lewensjare, aan die wat verjaar, baie geluk. Vandag verjaar Nicolien Coetzee. Sy is al 'n geruime tyd baie siek en lank siek. Sy is by die huis. Ons wens haar geluk in haar afwesigheid. Ons vertrou sy is ingeskakel by die erediens vanoggend. En dan eerskomende Dinsdag, die 24ste verjaar, Suster Janie Slothouber. Hartlik geluk met die 81ste verjaardag. Groot seën. Gemeente, om ons blydskap en dankbaarheid te betuig, sing ons staande uit Psalm 145 vers 11. Hy gee die wens van almal wat hom vrees. Op hul geroep wil hy 'n redder wees. Sy hand verdelg die goddelose, maar die wat hom liefhet, sal die Here bewaar. Dis 'n belofte. Die wat hom liefhet, sal die Here bewaar.
Ons sing dit nou staande op Psalm 145 vers 11, dan bly ons staan vir die seën van die Here en direk daarna sing ons lofsang uit Psalm 146, die eerste 3 verse. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die 7 geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. En die God, vir wie ons so mag sing, mag ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies.
Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons plaas onsself nou voor God se heilige wil, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy wet in Eksodus 20. En as ons dit doen, dan word ons sonde oopgevlek. Die genade in Christus word in ons bedien. Ons word opgeroep tot 'n lewe van heiligheid. En daarom sing ons direk na die aanhoor van die wet uit Psalm 123. Wees ons in lydenstyd genadig, Heer, en red u erfdeel weer. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Onse Vader in die hemel, hier vanaf die aarde, mag ons opkyk na U. En ons dank U dat dit hoegenaamd moontlik is. Want in onsself het ons geen voet om op te staan nie. In onsself kan ons nie tot U nader nie. Dankie vir ons Here Jesus Christus, wat die pad oopgemaak het, deur die heiligdom heen, met sy eie liggaam het hy daarvoor betaal. Die voorhangsel is geskeur, en ons mag bid, enige tyd, vanaf enige plek, onder alle omstandighede. Het is genadig dat ons nou voor U mag verskyn, en ons mag sing van U vriendelike aangesig wat ons ontmoet. Ook dit is net genade, want ons verdien niks anders as straf en oordeel nie. Dankie Here vir al U liefde en U geduld in ons lewe. Vir die feit dat ons hier mag wees, en dat ons U mag aanbid, en kan sing en bely dat U die enige ware God is. Dankie dat U U seën oor ons wil uitspreek. Daar is duur voor betaal, dit besef ons al te goed. Dankie Here dat U ons son en ons skild is, ons sterkte, ons teeweer, ons rots waarop ons mag bou. En juis in hierdie dae waarin daar so baie dinge gebeur, is ons diep bewus van ons eie nietigheid, ons eie sonde, al ons gebreke, en ons bely dit ook voor U. En die gevolge daarvan is sigbaar. Die wêreld staan op sy kop en die lewe val uit mekaar. Baie mense sterf op paaie, baie mense word doodgemaak. Daar's oorloë, daar's gerugte van oorloë, daar's rampe wat plaasvind. En as ons die nuus van die dag dophou, dan besef ons dat dit oral in die wêreld presies dieselfde is, nie net hier by ons nie. Soveel teleurstelling, verdriet. Ook al word daar hard gepraat oor vrede, sien ons so min daarvan. En Here, ons weet, as daar nie vrede met U is nie, kan daar ook nie vrede op die aarde wees nie. En daarom bid en pleit ons, wees ons genadig, Here. Soos 'n diensknegt en 'n diensmaagd, kyk ons op na U. Ons het niks anders as om te pleit op U goedheid en U guns nie. Loop die pad met ons, vergeef ons al ons ongeregtighede, bedek dit met die kosbare bloed van U geliefde Seun, ons Here Jesus Christus. En maak ons nuut deur die Heilige Gees. En Here, as dit U wil is, vat ook die gevolge van die sonde weg. Want die gevolge is baie. Dit sien ons ook in die verskriklike warm weer wat ons die afgelope dae gehad het. En ons is begenadig, ons mag hier alweer 'n stuk koelte ervaar, maar op baie plekke in ons land is dit nog baie droog en baie warm. Ons bid vir ons boere, dat daar reën mag kom, maar te meer bid ons dat daar inkeer tot U mag wees, by ons almal. Want waarom sal U reën gee en seën gee, as ons U verbond breek? Here, ons bid vir U lankmoedigheid en U geduld met ons. Ons raak baie ongeduldig en ons is baie keer hardvogtig. As ons gekonfronteer word, konfronteer ons terug. As ons slaag kry, wil ons terugslaan. Het is baie moeilik om die ander wang te draai. En ook daarvoor vra ons vergewing. Ons bid, Vader, dat U ons sal seën as U woord oopgaan, verkwik en versterk ons daardeur, maar praat ook hard met ons, sodat ons sal regmaak waar ons verkeerd is. Gee dat ons vertroue alleen op U sal stel. Ons bid vir uitkoms waar daar nood is. Wil U beterskap gee in siekte en volharding in geloof, waar daar menslik gesproke nie meer beterskap kan wees nie, dan mag ons tog weet dat die lewe by U 'n ewige lewe is en dat sterwe deurgang is. Wees met almal wat mag rus, oral waar hulle is in ons land. Gee goeie dae, gee 'n aangename rustyd, sodat ons daarna weer kan terugkom huis toe
en ons werk hervat. Seën ons wat hier by die huis is, dat ons met ywer ook ons werk sal doen in die laaste dae van hierdie jaar. Hoor ons as ons al hierdie dinge van U vra. Neem ons dank aan vir U seëninge. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. En lei ons kragtig deur U Gees op die pad van heiligmaking tot U eer. Want daaroor gaan dit in die lewe, dat U die eer kry wat U toekom. Amen. Durf jy dit waag om met my krag te twis? Sal nietige stof my gesag ontwring? So sing ons in Psalm 2. Of weerstand bied aan wie almagtig is? Ontsien my toorn verdwaaste sterweling. Ons sing vers 3 en 4 van Psalm 2 met die oog op ons skriflesing en die woordbediening. Broeders en susters, ons het laasweek in die woordbediening stil gestaan by die Here se stilte teken wat hy vir Elia gegee het op die berg Horeb. Vanoggend lees ons van 'n ander teken wat die Here gee, die Immanuel teken in Jesaja 7. En in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Usia, die koning van Juda, het Resen, die koning van Aram, met
Peka, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem om daarteen oorlog te voer. Maar hy kon nie daarteen veg nie. Toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur met die woorde, die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe, soos die bome van die bos bewe voor die wind. En die Here het vir Jesaja gesê, gaan tog uit, Agas tegemoet, jy en jou seun Shear-Jashub, aan die eind van die watervoer van die boonste dam, by die groot pad van die Blijkveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie 2 rokende stukke brandhout nie. Weens die gloeiende toren van Resen en die Arameërs en van die seun van Remalia, omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim en die seun van Remalia, deur te sê, laat ons optrek teen Juda en dit skrik aanjaag, en dit vir ons verower, en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Here, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie, want Damaskus is die hoof van Aram, en Resen die hoof van Damaskus, en binne 65 jaar sal Efraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Efraim, en die seun van Remalia, die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, hy is vir jou 'n teken van die Here, jou God. Sak diep af na die doderyk, of klim op hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog, o huis van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Emmanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet, as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land, vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Maar die Here sal oor jou en jou volk en die huis van jou vader daar laat kom, soos daar nie gekom het van die dag dat Efraim van Juda afgeval het nie, die koning van Asser. En in die dag sal die Here vir die vliee fluit wat aan die einde van die strome van Egipte is, en die bye wat in die land Asser is. Hulle sal kom en almal gaan sit in die dale van die steil hoogtes en in die skeure van die rotse en op al die doringbosse en op die drinkplekke. In die dag sal die Here met die skeermes wat ander kant die Eufraat gehuur is, met die koning van Asser afskeer die hoof en die hare van die voete. En dit sal ook die baard wegneem. En in die dag sal 'n man 'n jong koei en 'n paar skape in die lewe hou. En weens die oorvloed van melk wat hulle gee, sal hy dikmelk eet, want dikmelk en heuning sal almal eet wat in die land oorgebly het. En in die dag sal elke plek waar 1000 wingerdstokke staan, wat die waarde van 1000 sikkel silwer het, vir die dorings en die distels wees. Met pyl en boog sal hulle daarheen kom, want die hele land sal vol dorings en distels wees. En al die berge wat met die pik bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir die dorings en distels nie kom nie, maar dit sal dien om die beeste in te jaag en om deur die kleinvee vertrap te word. Het sal goed wees as u die Bybel hierby oophou. Ons gaan gereeld hierdaar verwys so deur die loop van die prediking. Ons staan stil by die woorde van vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Emmanuel noem. In antwoord op die woordbediening direk daarna sing ons Psalm 45 vers 15 en 16. Geliefde broeders en susters, Agas is koning van Juda. Hy was maar net 20 jaar oud. 20 jaar. Toe hy sy pa, koning
Jotam opgevolg het as koning. Jotam was godvreesend, het die Here gedien. Agas het 16 jaar in Jerusalem geregeer. Dit beteken hy het net 36 jaar oud geword. Nie baie oud nie. Hy het gedoen wat nie reg was in die oë van die Here sy God, soos sy vader Dawid nie. Hy het gewandel in die weg van die konings van Israel. Hy het selfs sy seun deur die vuur laat gaan, volgens die gruwels van die nasies, wat die Here voor die kinders van Israel verdryf het. Hy het offerrook laat opgaan, op die hoogtes, op die heuwels, onder elke groen boom. Ons lees dit alles in 2 Konings 16. En dan, as hierdie dinge gebeur, stuur die Here Jesaja om te profeteer. Jesaja moet die woord van die Here laat hoor. Reguit, helder, duidelik, almal moet verstaan. In die eerste plek moet die ongehoorsame koning Agas die woord van die Here hoor. Saam met hom die hele huis van Dawid, die koningshuis, vers 2. Saam met die koningshuis word die hele volk van Juda opgeroep tot inkeer, vers 13. En ons word opgeroep, want vanoggend hoor ons hierdie woord, in Pretoria, in ons omstandighede. In aansluiting by die woordbediening moet Jesaja 'n teken gee. 'n Teken met 'n ingrypende betekenis. En by daardie betekenisvolle teken gaan ons vanoggend stilstaan in die woordbediening. Teken loop saam met woord. Die Here se Immanuel teken vir Agas. En ons gaan hoor wie die ontvanger is van die teken, wat die inhoud is van die teken, en ook wat die krag is van hierdie teken. Die ontvanger, die inhoud en die krag van die Here se Immanuel teken aan Agas. Gemeente, hierdie jonge 20-jarige koning Agas was nog maar pas koning. Toe dreig die oorlog. Daarmee begin Jesaja 7. Dit kom van 2 kante. Resen, die koning van Aram. Aram ken ons vandag as Sirië. Die Sirië waar daar geweldige oorlog die afgelope tyd gevoer is. Hierdie resen span kragte saam met Peka, die koning van Israel, die noordelike 10-stammeryk. Slegte nuus kom by Agas in Jerusalem, dat die Arameërs op Efraim toegesak het. Dit beteken groot getalle manskappe van Aram is al teenwoordig in die grondgebied van die 10-stammeryk van Israel. En daar in Efraim word die manskappe nou almal saamgevoeg van 2 leers om 1 leer te maak. Hulle wil optrek na Jerusalem. Dit is eintlik baie tragies wat hier gebeur, gemeente. Wêreldpolitiek en kerkpolitiek meng op. Een groot aanslag word beplan op die volk van die Here. Aram, Sirië, was in die dae van Jesaja 'n heidense, goddelose volk. Efraim het afgeskei van Juda. Aram ken nie die enige ware God nie. Efraim ken hom baie goed. Goddelose wêreld, die valse kerk, sit kragte bymekaar, en wat doen hulle? Hulle val die huis van Dawid aan. Uit daardie huis wanneer die Messias kom, dan sien die mense die donker prent. En die prent word nog donkerder, gemeente, as ons hoor hoe koning Agas op die dreigende oorlog reageer. Die laaste woorde van vers 1 sê, hy kon nie daarteen veg nie. Vers 2, Agas se hart en die hart van sy volk het gebewe, soos die bome van die bos bewe voor 'n wind. Agas en sy manne staar hulle blind teen die oormag op hulle voorstoep. Agas is geroep om in die naam van die Here te regeer. Agas moet in die naam van die Here oorlog maak as dit nodig is. Agas dink nie aan die Here nie. Hy sien net hierdie magtige vyand. En dan stuur die Here sy profeet Jesaja na die man wat so bewe.
Hy moet sy seun, Shear-Jashub, saamvat op die profetesending. Interessante naam, Shear-Jashub. Dit beteken 'n oorblyfsel kom terug. Sy naam spreek boekdele. Dis 'n profesie op sigself. Juda sal in ballingskap weggevoer word. Dit lê in die naam opgesluit. Maar daar sal ook uitkoms wees. 'n Oorblyfsel kom terug. Nou moet Jesaja hierdie seun met hierdie naam saamneem na Agas. En Jesaja se boodskap aan Agas is eintlik baie bemoedigend. So sê die Here, moenie bang wees nie. Hierdie 2-in-1 vyand, Aram, Efraim, is niks anders as rokende stukke brandhout nie. Hulle sal julle nie kwaad aandoen nie. Hulle beteken niks voor die Here van die leerskare nie. Vers 7, so sê die Here, Here, dit sal nie tot stand kom nie. Dit sal nie gebeur nie. Hulle rook, hulle raas, hulle stink, maar hulle kan niks maak nie. Koning Agas kon nie beter nuus kry as hierdie uit die mond van die profeet nie. Maar die nuus gaan gepaard met 'n oproep, gemeente. En dit is altyd so, as die evangelie uitgaan, is daar 'n oproep. Die oproep is gerig aan die hele volk. Vertrou op God met julle hele hart. Glo dat God uitkoms sal gee. Oproep bevat 'n dringende waarskuwing. Ons lees dit in die laaste deel van vers 9. As julle nie glo nie, voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. Ongeloof in God lei tot gewisse ondergang. Nou in aansluiting by hierdie goeie nuus, het die Here verder met Agas gespreek, by monde van Jesaja. Eis vir jou 'n teken van die Here jou God. Sak diep af na die doderyk. Klim op, hoog boontoe, jy kan die teken vra, enige plek. Die teken wat die Here gaan gee, dit moet Agas heeltemal oortuig. Dit bevestig die belofte woord van die Here. Maar Agas sê, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Klink vroom, die nietige mens durf die almagtige God nie versoek deur tekens van hom te eis nie. Ons lees dit in die wet, Deuteronomium 6 vers 16. Ons kan God nie uitdaag om tekens te vra nie. Maar gemeente, as mens mooi hoor wat hier aangaan, dan kom jy agter. By Agas gaan dit nie oor opregtheid en oor vroomheid nie. Het gaan oor godsvrees nie. God self sê vir hom, eis van my 'n teken. En nou verwerp hy dit, wat die Here vir hom sê om te doen, onder die dekmantel van eerbied vir die Here. Dis nie regtig eerbied nie, dis skyn. Nou Jesaja se reaksie op hierdie skynvroomheid van Agas is vlijmskerp. Vers 13. Is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Agas, jy en jou hele huis, julle almal daar in die paleis in Jerusalem, julle maak die Here moeg. Julle vermoei hom, omdat julle nie sy belofte woord in geloof aanvaar nie. Julle vermoei hom nog meer, omdat julle nie die tekens wat hy vir julle gee, uit sy hand wil ontvang nie. Woord, teken. Die Here gee dit vir sy kerk. In die dae van die Ou Testament. In die dae van die Ou Testament was die tekens volop. Die Here Jesus Christus gaan daarmee voort in die Nuwe Testament vandag. God se belofte woord, dit gaan uit, dis vas. Hy red, hy verlos, hy gee uitkoms, hy maak nuut, hy maak heel. In Christus gee hy volkome vergewing van alle sondes. Hy gee lewe tot in ewigheid. Ons leef dit nou reeds, ons mag dit geniet. God bewaar, God sorg. Hy bestuur ons hele lewe in sy troue vaderhand. Hy maak dit dwars deur die Bybel aan ons bekend. Maak die Bybel oop en die beloftes lê daar.
En hy maak dit by die tekens, die sakramente van doop en nagmaal, nog verder vas in ons. Hy bevestig dit. Water word gesprinkel, brood gebreek, wyn vergiet. Christus is ons almagtige verlosser, ons saligmaker. Daar's nie twyfel nie, dit staan vas. Maar wat is dikwels ons sondige, kleingelowige reaksie? Ons hoor die woord, ons ontvang die sakramente, ons stap by die kerk, en ons kyk vas teen die dinge van die dag. Ons word oorweldig deur die nood wat ons voel en ervaar. Ons word verblind deur die klaarblyklike oormag van mense wat die ondergang van God se kinders soek. Ons staan letterlik verstom voor die gedring en die gedryf van die wilde heidendom. Ons praat mekaar moedeloos oor al die slegte nuus. Ons hoor dit. Ons bewe soos bome van die bos voor die wind. Dit gebeur regtig met ons gemeente en ons bely dit met hartseer. Dan hoor ons vanoggend die dringende oproep van die Here aan Agas en dit geld net so vir ons. Stop dit. Hou op daarmee om so te bewe. Bekeer julle. Want as julle nie glo nie voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. Julle sal nie behoue bly nie. Die ontvanger van die Here se woord en die Here se teken moet dit met 'n dankbare hart sy eie maak. Hy moet sê, dis vir my bedoel. Ek hoef nie te bewe nie. Want ek is God se. Dis die eis wat die Here stel. En op die punt moet mens verder delf in Jesaja 7. Hoor wat is die inhoud van die teken? As Agas onder die dekmantel van skynvroomheid weier om 'n teken van die Here te vra, dan gee die Here self 'n teken. En dan sien ons die Here se onbegryplike, onbeskryflike geduld, wat ons dikwels nie het nie. Sy lankmoedigheid met die halstarrige, kleingelowige kind. Ons breek die verbond met die Here in baie opsigte. Ons word ongehoorsaam, opstandig, mismoedig. God bly by sy verbond. Ook by die belofte om 'n teken te gee. Die hardhorende koning Agas hoor die woord van die Here en hy kry die teken van die Here waarvoor hy nie gevra het nie. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Daai eerste woordjie, kyk. Agas moet kyk. Maak oop jou oë. Jou geloofsoë, koning Agas. En jy moet met aandag let op die teken wat die Here gaan gee. Kyk. Oor die inhoud van die teken is daar baie opinies. Gaan dit oor 'n seentjie wat binne die afsienbare tyd nog in die dae van koning Agas se koningskap gebore word? Gaan dit dalk oor sy eie seun? Agas se seun is koning Hiskia, die vrome koning. Nou, oor die dinge moet ons nie spekuleer die gemeente, want die Here maak dit nie aan ons bekend nie. Wat wel duidelik is dat die evangelis Matteus die profesie van Jesaja direk bind aan die koms van Christus. Ons lees in Matteus 1 vanaf vers 18 dat Josef nog gewonder het oor die buitengewone swangerskap van Maria aan wie hy verloof was. Hy het beplan om in die geheim van Maria te skei. Hy wil die verloving breek, hy gaan nie met haar trou nie. Toe kom daar 'n engel van die Here in 'n droom verskyn aan Josef. En hy het gesê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees, weer dieselfde woord, né, bevrees, om Maria jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is die Heilige Gees. Sy sal 'n seun baar. En jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dit het alles gebeur, so skrywe Matteus, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet Jesaja gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem,
Dit is, as 'n mens dit vertaal, God met ons. God die Heilige Gees wys vir ons presies aan wat die inhoud van die teken is wat Agas ontvang en wat die teken beteken. Gaan oor die koms van Christus, die lank verwagte Messias. Het gaan oor sy naam, Emmanuel. Dis 'n besonderse naam, God met ons. Aan daardie teken moet die klein gelowige en ongehoorsame koning Agas vashou, 700 jaar voor die koms van Christus. Dis 'n lang tyd wat nog moet kom, voordat die Here Jesus gebore sal word. Opmerklik, die Emmanuel seentjie wat gebore word, sal dik melk en heuning eet. Kos, drank, in oorvloed. Voordat hy groot is, sal die lande van Sirië, Aram en Efraim wat in Juda nou bedreig, dit sal verlate wees. Die boodskap aan die adres van Agas is helder. God bring uitkoms. Hy gee selfs voorspoed. Dit sal goed gaan met julle. Glo hom. Vertrou hom. Vat hom op sy woord. Die boodskap aan ons adres is nie minder duidelik nie, geliefde gemeente. Die belofte teken wat Agas teen sy sin ontvang het in die volheid van die tyd 'n werklikheid geword. Die Emmanuel seentjie is gebore in Bethlehem. Hy het die pad van lyding ter wille van ons sondes end uitgeloop. Hy het die dood oorwin. Hy het uit die graf opgestaan. God is met ons in Christus. Kort voor sy hemelvaart verklaar hy, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dit sê Christus self, ek is met julle. En as die heel laaste woordjie van die evangelie, amen. Dis waar, dis seker. Moenie wonder nie. Glo dit. Sonder ja maar. Glo dit. Terwyl jou ou mens jou aanval en jy in die spervuur is. Glo dit terwyl die duiwels die kerk aanval. Op allerlei maniere. En ons geloof in die spervuur is. Glo dit terwyl die wêreld op sy kop staan en dinge menslik gesproke nie sin maak nie. Glo die teken van harte gemeente tot eer van die Here, tot ons behoud. Dis 'n wonderlike teken wat die Here vir Agas gegee het, wat hy vir ons gee. God met ons. Wat wil ons meer hê? En nou die krag van hierdie teken. Daarmee sluit ons af. Dit is belangrik dat ons oplet waar Jesaja en sy seentjie Shear-Jashub vir koning Agas moet ontmoet. Ons lees in vers 3 dat hulle hom kry by die einde van die watervoor van die boonste dam, by die groot pad van die Blykveld. Nou, dis moeilik om vandag terug te kyk en presies te sê waar op 'n kaart in Jerusalem is hierdie watervoor en hierdie dam en hierdie pad. Wat wel duidelik is dat dit die plek is waar die vyand die mense van Juda gaan voorlê. Want dis hoe oorlog gewerk het in daardie dae, trouwens vandag nog. Die vyand sny die water af. Dan word lewe in die stad onmoontlik. Al het die stad die dikste mure en die beste soldate met die mees gevorderde wapentoerusting, as daar nie water is nie, kan jy nie lewe nie. Nou, om dit eenvoudig te sê, broeders en susters, die profeet Jesaja moet Agas kry op die voorpunt waar die stryd teen Aram en Efraim gestry gaan word, by die watervoor. Hy moet die woord van die Here bedien. Hy moet die teken van die Here gee, waar die bloed gaan vloei. Oorlog. Vir die stryd op die voorpunt het Agas glad nie kans gesien nie. Hy het te veel vasgekyk teen sy eie kleinheid. Vyand se oormag. Wie's hy? Dit het gemaak dat hy bang word en bewe. Die Emmanuel teken wat die Here vir hom gee, moes hom tot inkeer bring.
Dit moet hom moed laat skep, hou opbewe. Die Immanuel teken moet hom ook laat besef dat hy in homself niks is nie. Hy is ook tot niks in staat nie. Die Immanuel teken moet hom ook laat besef dat hy met die Here se genade tot alles in staat is. Die mens kan nie alleen nie, maar God kan alles doen deur die mens. Hy wat Agas is, moet al minder word. Die Here moet al meer word. Nou dit, gemeente, is nie vir ons vreemde nuus nie. Dit lees ons dwars deur die Bybel, ook in die Nuwe Testament. Dit word by ons ingeprent, ingeskerp. Ek kan nie, ek is 'n nietige mens. Ek is nie by magte om die stryd teen die sonde en die vyand aan te sê en uiteindelik te oorwin nie. Maar deur Christus, die Immanuel wat my krag gee, is ek meer as oorwinnaar. So skrywe Paulus vir die Filippense, hoofstuk 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dis groot woorde. Nou as mens hierdie geloofsperspektief nie het nie, of jy verloor dit, of dit verdwyn so half op die agtergrond, dan raak dinge vir jou te veel en te swaar. Die laaste deel van Jesaja 7 bevestig hoe die Here oordeel oor hulle wat sy woord en teken nie ter harte neem nie. Agas het uiteindelik nie op die Here vertrou nie, nie teenstaande die woord en nie teenstaande die tekens wat hy ontvang het. Hy het dit nie ter harte geneem nie. Hy het nie vertrou nie, al was die Here lankmoedig en geduldig met hom. En wat was die uiteinde van dit alles? Efraim en Aram het hulle nie ingeval nie, want die Here het dit gesê. 'n ander volk val hulle in, die Assiriërs. Vanaf Assur in Egipte dreig daar gevare, baie erger gevare nog, as van Efraim en vanaf Aram. As Juda jare later in ballingskap weggevoer word, dan sien ons die krag van die Here se regverdige verbondsoordeel as jy nie luister nie. En tog, Jesaja se seentjie is Shear Jashub. Vat daar die vreemde naam saam. 'n oorblyfsel sal terugkeer. Die Messias sal kom. En die Messias maak vir hom 'n gelowige kerk bymekaar, van almal wat deur God tot die ewige lewe uitverkies is. Van daardie kerk mag ons lewende lid wees en altyd bly. Hou net vas aan die Immanuel teken, gemeente. Hou in geloof vas aan die Immanuel self, want hy het gekom. As jy daar op die voorpunt van die stryd is, as die nood hoog is, as die onheilsvure warm brand, as dit voel asof jy tot die uiterste beproef word, jy kan nie. Hou vas aan Christus, die Verlosser. Hy kan en hy doen. God is met ons is nooit alleen nie. Leef uit daardie krag, eenvoudig. Stry deur daardie krag, want die oorwinning is gewaarborg. Amen.
Ons bely voor U, Vader, dat ons dikwels teen ons eie onmag vaskyk, en dan raak ons bang, en ons bewe. Ons bely dat ons nie altyd genoeg let op U almag en U heerlikheid nie, en dat ons selfs meer dink van mense se magte as van U almag. Ons kyk ook vas teen al die dinge wat rondom ons gebeur, teen die gedring en die gedryf van die wilde heidendom. Vergeef ons klein geloof, Here. Neem dit weg van ons en bemoedig ons met 'n kinderlike geloof, 'n vaste wete dat U regeer en dat ons in ons Here Jesus Christus tot alles in staat is waarvoor U ons roep om te doen. Verkwik ons in hierdie dag, 'n blye feesdag. Seën ons ook as ons vanaand weer mag saamkom onder U evangelie, die geklank daarvan. Bring ons van harte saam en laat ons U met oorgawe dien. Gee ons 'n geseënde dag en 'n geseënde week in alles wat ons mag doen. Ons bid dit om Jesus, Immanuel, ontwil. Amen. Gemeente, ons gaan nou ons offergawes vir die Here afsonder. Dit is vir die diakonie, die rooi sakkies en die blou sakkies vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons daarna uit Psalm 33 ons slotsang. Die Heer skou, hy kyk uit die hoë hemel en sien die mensekinders aan. Hy ken hulle hart, oor hulle gewemel laat hy sy heilige oë gaan. Magtige oorlogsvolke, bo, skilde, dolke, blinkende oorlogstaal, duisende uitgetelde manne, stryders, helde, hulle bring geen seepraal. Hulle bring nie die oorwinning nie, die oorwinning lê in Christus. Ons sing Psalm 33 vers 8, 9 en 10 na die insameling van die offergawes.
Gemeente, verhef u harte tot God, ontvang die seën van die Here en gaan van hier af in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Ons vestig die aandag nog net weer op twee sake, wat al laasweek ook bekend gemaak is. Die nuwe jaarprogramme vir 2025 is beskikbaar op die boekrak in die konsistorie. As jy nog nie gekry het nie, baie welkom om een daarvan te neem. Ook die groter A3 weergawes is daar beskikbaar. En laasweek is daar heel wat van die brosjures van die GTA van die Theologiese Akademie geneem. Daar is weer nuus neergesit, as u belangstel, u kan ook gerus daarvan neem op die boekrak. En nou almal baie welkom vir tee en koffie, ook almal van u wat as besoekers vanoggend hier is, kom geniet dit saam met ons hier onder die afdak.